kan noem. My waarneming. So moet jy nie self te veel aanskryf nie. Daar's 'n rede hoekom ons in 'n mafia-staat verval het. Of as jy dan nou sagkens wil, besig is om te verval. En die rede is 'n onkapabele regering. Dis die kernrede van amper alles, as jy my vra. Maar nou okay, ek is nie die slim ou nie, daar's ander slim ouens wat hierdie goeters verstaan. Ons sal nog met hulle gesels daaroor. So aanhou gesels. Net hierna in my virtuele ateljee gaan ek vir professor Abel Esterhuizen inlaat, want dan gesels ons oor daai vraag oor die militarisering van 'n regering. Hou vas. Ons is nou terug. Wat die hel het met jou gebeur, my kind? Ouma. Papa het die kar gestamp. Hy's moer toe. Daar onder op die hoek, daar by die haanfokkery. En toe die tuinouens hom gespyker. My kind, hoekom bel jy nie vir Philips Recovery nie? Ek het papa gesê, nee, ek het papa gesê. Mamma, toe maar my kind. Daar onder om die draai die tuinouens papa gesleep. Nee man, my ouma. kind. Hulle het papa gesleep. Regtig my kind. Ek hoop jy het jou les geleer. Snippie, gaan speel jy vir ons buite bietjie. Kom. Toe. Mense wil gesels. Maar maak jy nog 'n goeie dokter nie, nee. Dis 1 minuut oor 7 hier op Stroom op. Ek laat vir professor Abel Esterhuizen in. Môre Abel. Goeiemôre Isak. Goed om te jaag ek vir jou vroeg op vanoggend. Maar nie dat ek dink jy's 'n man wat laat slaap nie. As 'n reël nie. Daar's 'n vreugde in die oggend. Dit is inderdaad so, jy weet nê, ek leef by die beginsel. Nie dat die mense rondom my dit waardeer nie, maar ek leef by die beginsel dat as jy nog nie 'n sonsopkoms in jou lewe gesien het nie, dan het jy nog nie gelewe nie. Dus ek sê dit is tot die groot frustrasie van die mense rondom my. Ja, en daar was 'n verslawing wat 'n mens moet voed in die oggend wat ek noem koffie. Ja. En ek sit nou juis en ek het nou my laaste slukkie gepraat. Ek wens ek kan lank genoeg praat dat ek weer vir my Ek sit met hom aan boord. Abel, daar's 'n meningspeiling wat sê dat 49% van Suid-Afrikaners in vergelyking met 28% in 2022 meen hulle sal tevrede wees met 'n militêre regering. En ek dink dis 'n belangrike gesprek om te hê. Wat beteken so iets prakties in die konteks waarin ons vandag is? Ja, daar's 'n hele paar veranderlikes dink ek wat 'n mens hier moet aanraak, Isak. Ek wil net eers miskien iets sê oor Afrobarometer, die instelling wat die navorsing gedoen het. Afrobarometer is 'n onafhanklike en 'n onpartydige navorsingsnetwerk wat meningsopnames doen reg deur Afrika. Waarskynlik die belangrikste meningsopname instelling oor in Afrika, wat baie goeie werk doen oor demokrasie, oor ekonomiese toestande,
oor ekonomiese prestasie, politieke deelname, maatskaplike dienste, korrupsie, vertroue in demokratiese instellings, migrasie, hulle dek 'n baie verskeidenheid en dis 'n baie betroubare meetinstrument wat die regerings reg deur Afrika gebruik word. In Suid-Afrika werk hulle baie nou saam met die Instituut vir Geregtigheid en Versoening en met die Universiteit van Kaapstad. So as Afrobarometer data in die openbare domein plaas, dink ek moet 'n mens luister. Dit word wyd gebruik deur regerings in Afrika, dit word wyd gebruik in die burgerlike samelewing, in die media, internasionale organisasies en dis meer, om beleid op te baseer en om te verstaan wat aangaan in hulle samelewing. So dit is nie asof ons hierdie bevinding kan afmaak nie. Maar ek dink ook 'n mens moet dit in die praktyk en in konteks plaas hierso. So wat hulle vir ons gesê het is dat daar's 'n dramatiese groei sedert 2022 van mense wat dink militêre regering in Suid-Afrika gaan voordelig wees, gaan 'n goeie ding vir Suid-Afrika wees. 'n Groei van 28 tot 49%. So ons sit amper met 50% van die bevolking wat op die oomblik sê maar ons moet miskien dink daaraan om 'n militêre regering in Suid-Afrika in die orde te stel. En nou as jy nou gaan krap 'n bietjie in die statistiek, Isak, dan is dit nou baie interessant wie oorwegend hulle stem voeg by hierdie statistiek. Dit is hoofsaaklik die cohort van mense wat in die middelouderdomsgroep is, met ander woorde hier so van 536 tot in hulle middel 50s, amper 77% van daardie cohort van mense sê dat 'n militêre regering goed gaan wees vir Suid-Afrika. Dan is dit ook oorwegend die meer plattelandse mense wat dink dat dit goed gaan wees vir Suid-Afrika. En die belangrikste, dink ek, dryfveer wat 'n mens in die statistiek sien, is dat dit mense is wat hoë vlakke van armoede beleef en wat geweldige hoë vlakke van werkloosheid beleef. En ek dink dis meer 'n geval hier van 'n drukfaktor as 'n trekfaktor waarmee mense sit. Dis meer die geval van jy weet, armoede en werkloosheid wat mense radikaliseer, as ek dit so kan sê, wat hierdie gedagte aandryf, as wat dit is dat daar mense is wat dink dat jy weet dat dit 'n trekfaktor is, dat dit goed gaan wees vir Suid-Afrika. Maar nou moet ons ook begin grawe hier oor die weermag, en ek dink ons moet die weermag in spel bring hier as ons hierdie gesprek het. Almal? Kan ek maar praat? Ja, asseblief. Okay, so dis eintlik baie interessant, Isak. Ons het so onlangs as 2 weke gelede 'n baie interessante navorsingsverslag gesien wat onder andere professor Lindy Heineken van die departement sosiologie by die Universiteit van Stellenbosch gedoen het, wat reflekteer op die vertroue van ons samelewing in die weermag. En dit is nou baie interessant hier, want dit speel in op hierdie navorsing. Hoekom daar so 'n geweldige vertrouens wat moet 'n mens sê, verhouding is van die breë publiek in die weermag, meer as die polisie. Dis amper die twee uiterstes van die samelewing, dat die weermag die mees betroubare entiteit is in ons samelewing gesien deur ons bevolking, en die polisie waarskynlik die mees onbetroubare. En dan moet 'n mens vir jouself vra, maar hoe verduidelik jy dit?
En ons sien dit byvoorbeeld, Isak, deurdat ons dikwels vanuit die samelewing oproepe kry dat die weermag binnelands ontplooi moet word. En dis 'n belangrike faktor wat 'n mens hier moet verreken. Omdat ek dink hier's twee faktore wat aan die orde kom. Die weermag word nog gesien deur die breë samelewing as 'n instelling wat nog kapasiteit het. Met ander woorde, dis 'n instelling wat nog nie ten volle getap is in die regering se soeke na goeie regering nie. Dis nog 'n instelling wat gesien word as synde kapasiteit te hê om by te dra tot ons regering. Ek dink dis een veranderlike waarmee ons hier werk om die weermag en die publiek se vertroue in die weermag te verduidelik. Die ander faktor wat ek dink mense hier moet verreken is dat ons weermag hoofsaaklik buitelands ontplooi was en ons publiek se blootstelling aan die weermag is beperk en ons het gesien in 2022 met die toesluitingstydperk het ons gesien hoe vinnig die openbare mening teen die weermag kan draai as die weermag optree in ooreenstelling met hoe weermagte optree en hoe vinnig daar in die openbare domein van die media en die publiek se kant af die openbare mening teen die weermag draai. So ek dink 'n mens moet ook die publiek se blootstelling aan die weermag hier bereken. En dan is daar 'n derde faktor, Isak, wat ek dink 'n mens in spel moet bring as jy praat oor hierdie statistiek, onrusbarende statistiek van mense wat verkies dat ons 'n militêre regering kry. En dit is 'n tendens wat ons die afgelope 5 jaar, miskien 'n bietjie meer, reg deur Afrika sien. Dat daar binne Afrika weer 'n draai is na militêre regerings toe. Met ander woorde, daar's 'n groei in militêre regerings in Afrika. Kom ons stel dit anders, dat demokrasie in Afrika is onder druk. En nou moet jy vir jouself gaan afvra, hoekom daar 'n groei is in militêre regerings in Afrika. En daar's geweldig baie navorsing daaroor gedoen. Die feit dat militêre mense oor die algemeen gesien word as synde goed opgelei te wees, gedissiplineerd te wees, dat offisiere oor die algemeen, en dit is 'n feit, baie beter opgevoed is as die res van die samelewing. Jy weet, daar's 'n goeie gespot dat baie van Afrika se diktatuur en se diktators militêre diktators is opgelei in die beste militêre colleges van die wêreld, in Frankryk en Brittanje en in Amerika. Tevens as 'n goeie gespot rondom die feit dat die Amerikaanse War College, hulle oorlogs college, baie diktators in Afrika opgelei het. Dit hou verband met die feit dat die militêr oor die algemeen goed opgevoed is, beter waarskynlik as sommige politici in Afrika, en daarom dink hulle kan die regering beter hanteer as wat jy weet, burgerlike regerings dit doen. So en hier moet mense baie belangrike onderskeid tref tussen die verstaan van 'n regering en 'n akademiese verstaan van 'n regering en die vermoë om te regeer. En ons weet dat weermagte is omlynde instellings. Dit is instellings met 'n bepaalde kultuur, dis instellings met 'n bepaalde organisasie, en is instellings wat as gevolg van hulle dissipline karakter relatief maklik is om te bestuur. En nou haal jy 'n individu uit daai organisasie uit en jy plaas hom in die warboel van die openbare realiteit binne state, en dan kry jy gewoonlik 'n merkwaardige inplof van die regering, omdat militêre mense is nie opgelei om te regeer nie.
hulle vind dit moeilik om binne die chaos van die openbare domein te kan sin maak en met die teenstrydighede te kan handel. En dan kry jy dikwels 'n geval van Afrika en militêre regerings wat onderdrukkend raak. En in Afrika, jy weet, as 'n mens begin praat oor militêre regerings in Afrika, dan is dit dikwels 'n geval van Afrika regerings moet kies. Dis hulle moet amper hulle gif kies. Kies hulle onderdrukking deur hulle eie weermag of kies hulle onderdrukking deur rebellebewegings. Maar goed, kom ons los dit daar. Daar's 'n ander faktor wat ons hier moet verreken, Isak. Jy weet, armoede en die gebrek aan werksgeleenthede hou maar dikwels verband met 'n regering se vermoë om diens te kan lewer. En so tot 'n groot mate toe moet ons hierdie persepsies wat daar buite is dat die weermag Suid-Afrika waarskynlik militêre regering moet kry, koppel aan die frustrasie wat daar in die breër samelewing is rondom dienslewering. En nou moet 'n mens daai tree verder gee en jy moet gaan kyk na die aard van die politieke tradisie wat ontwikkel het en ontstaan het in Suid-Afrika in die laaste 30-40 jaar. En mense hoef nou nie ver te gaan grawe nie, Isak, om te sien dat ons moet gemilitariseerde politieke entiteite in Suid-Afrika sit nie. Ek hoef nie na rooi uniforms te verwys, na aanspreekvorme wat militêre ondertoon het nie, of media konferensies deur die polisie. Presies. So daar's besig om 'n sagte gemilitariseerde realiteit na vore te kom in die breër demokratiese politieke spel in Suid-Afrika. Wat interessante vrae na vore bring en ons kan 'n lang debat daaroor hê. Ek wil op hierdie punt, die rede hoekom ek jou laat praat is omdat jy so perfek met my vraaglyn afgegaan het. Tot op hierdie, en ek is seker jy sou dit nog verder gedoen het, maar ek is net skieurig dat ek gou hierdie om jou te onderbreek hiermee. Ek weet ons maak dit af as 'n belaglikheid en maar ek het net voor jy op gekom het ek so klein verslaggie behandel oor Suid-Afrika as mafia staat en die kernrede agter dit die regering se afwesigheid en se onvermoë om te regeer, waar daai vakuum gevul word deur misdadige elemente. En nou sê ons aan mekaar al vir hoeveel jaar lank die ANC regering wat gefaal het en hoeveel vlakke hulle gefaal het, en jy gaan kyk na die teelaarde wat hier geskep is, dan wil hierdie dinge weer vir my 'n onmoontlikheid lyk nie, Abel. Dis nie asof dit totaal en al onmoontlik is nie. Dit wat die regering op die oomblik vir ons gee, is vrugbare grond vir iets soos 'n militêre staatsgreep. Ja, natuurlik moet 'n mens nou baie genuanceerd omgaan as jy begin praat oor hierdie realiteit. Isak, ek dink daar's 'n paar faktore hier ter sprake. Die een is dat in Afrika ons dikwels sit met die realiteit van oordemokratisering en onderdemokratisering. Dat jy met 'n land soos Zimbabwe sit wat ons sal kan beskryf as ondergedemokratiseer. Met ander woorde, sy bevolking het eintlik die opvoedingsvlak wat Zimbabwe tot 'n groot mate toe opstel om baie meer demokraties te wees as wat Zimbabwe is. So Zimbabwe is 'n ondergedemokratiseerde staat. En dan is daar baie vrae natuurlik tot watter mate toe Suid-Afrika aan die ander kant van die spektrum staan, en ek sê dit baie versigtig en ek sê dit genuanceerd, maar tot watter mate toe ons eintlik oorgedemokratiseer is. Met ander woorde, ons is eintlik
meer demokraties as wat die opvoedingspyl en die werklikhede van ons samelewing ons toelaat om te wees. So daar's 'n mate van 'n disconnect en dis iets wat 'n mens baie genuanceerd moet omgaan. En ek moet vir jou sê ek is baie meer gemaklik met oordemokratisering as onderdemokratisering om nou baie eerlik te wees daaroor. Maar daar is miskien op die oomblik 'n mate van disconnect en ons het dit sedert 94 gesien. En ongelukkig gaan ons hierdie realiteit net met onderwys kan regstel. Daar's 'n paar van ander veranderlikes wat ook hier inspel. Demografie is een daarvan. Ons weet uit teorie uit dat as 'n staat hier met 'n gemiddelde ouderdom hier van 24,5 na 25 toe gaan wat die demografiese profiel aanbetref, dan neem die potensiaal vir eenpartyregerings, vir 'n rebellie, vir militêre oorname binne 'n staat eksponensieel af. Ouer mense het baie minder van 'n potensiaal, van 'n gewilligheid om teen 'n regering op te staan, as ek dit so kan sê. In Suid-Afrika se demografiese gemiddeld lê hier in die omgewing van amper 30. So ons is amper tot 'n groot mate toe uit daai gevaarsone van rebellie. Maar goed, dis nou ook een faktor. Daar's 'n ander faktor wat 'n mens hier moet verreken, Isak, en dit is burgerlik-militêre verhoudings binne 'n staat. En burgerlik-militêre verhoudings hou verband enerzijds met die verhouding tussen 'n weermag en 'n regering, en aan die ander kant 'n weermag en die samelewing. Dis daai Clausewitziaanse driehoek, die weermag, die samelewing en die regering. En wat jy hier in Suid-Afrika sien is tot 'n groot mate 'n mate van spanning in ons burgerlik-militêre verhoudings, omdat ons grondwet ons neem na 'n tipiese westerse demokratiese model van militêre verhoudings, burgerlik-militêre verhoudings wat gebaseer is op militêre professionalisme. Met ander woorde, die weermag is so professioneel dat jy ten alle tye die weermag wil depolitiseer. Jy wil die politiek uit die weermag uithaal en hulle professionaliseer om ongeag watter politieke party aan die regering is, te verseker dat die weermag deur sy militêre professionalisme onderdanig sal wees aan die regering. En kom ons wees nou maar eerlik met mekaar hier, ons het iets daarvan gesien in Suid-Afrika se oorgang na demokrasie in 94. Toe die ou Suid-Afrikaanse weermag sonder om in te meng in die politieke proses onderdanig gebly het met die verwisseling van regering vanaf die Nasionale Party tot oorgawe aan die ANC in 94. En dit reflekteer professionalisme, en daai professionalisme kom vanuit die weermag. So dis ons grondwetlike realiteit is opgestel binne daai westerse model van burgerlik-militêre verhoudings. Maar nou moet ons gaan kyk na die ANC as politieke party en politieke entiteit. En as jy die ANC se tradisie verstaan, en jy kry dit by baie bevrydingsbewegings in Afrika, by baie rebellebewegings in Afrika, dan verstaan jy dat die model van burgerlik-militêre verhoudings wat tipies aan die orde is by bevrydingsbewegings, hou verband nie met die professionaliteit van die militêre entiteit nie, maar dit hou verband met die mate waartoe
die militêre entiteit gepenetreer kan word met die politieke filosofie, die politieke doktrine, die politieke aanhang van die hoër orde politieke entiteit. Met ander woorde, die MK is lojaal teenoor die ANC omdat hulle dieselfde politieke entiteit, politieke uitkyk, politieke verstaan, politieke raamwerk deel met mekaar. En so jy haal die wrywing tussen die militêr en die politieke entiteit uit omdat hulle 'n bepaalde politieke verstaan, uitkyk, nie demografie nie, doktrine met mekaar deel. So, waarmee sit ons in Suid-Afrika? Ons sit in Suid-Afrika met 'n mate van spanning tussen wat ons grondwet sê oor militêre verhoudings en die ANC se tradisie van militêre verhoudings. En daardie spanning speel uit binne die weermag. En dit speel uit rondom die spanning tussen militêre professionalisme in ons weermag vis-à-vis die ANC wat probeer om die weermag te penetreer met hulle politieke idees en om al wat 'n spanning is tussen die generaals, soos ek dit nou maar kan sê, en die uitvoerende gesag te verwyder deur die weermag te penetreer met hulle politieke loyaliste, as ek dit nou so kan sê. En hoe meer jy dit aan die orde stel, weet ons uit navorsing uit, hoe meer die militêre professionalisme onder druk kom, hoe meer kry jy die potensiaal dat daar militêre inmenging kan wees in die politieke prosesse binne 'n land. En hier moet ek 'n lansie breek, Isak, vir ons weermag. Anders is die polisie, wat ons baie duidelik die spanning in die afgelope 6 maande tot 'n jaar toe, hierdie goed het begin uitsweer na buite toe. Hoe die polisie se professionalisme onder druk gekom het as gevolg van politieke faksievorming, as gevolg van die politieke penetrasie van die polisie se professionalisme, het ons nog nie daardie realiteit sien uitspeel binne die weermag nie. Die weermag het op 'n manier nog tot op hede kon waak oor hulle professionalisme. En ek moet sê, jy weet, ons wat betrokke is by die opvoeding van ons weermag, verstaan dat daar tot 'n groot mate toe nog 'n redelike ethos van professionalisme in ons weermag aan die orde is. Wat my bietjie bekommer oor ons weermag, en hier is 'n rooi lig wat vir my flikker, is die mate toe waartoe daar 'n spanning is tussen die grootte van ons weermag en ons verdedigingsbegroting en hoe die generaals sedert 94 dit nie kon reggekry het om die weermag in personeel, in struktuur, in tegnologie te belyn met die grootte van ons verdedigingsbegroting nie. En uiteraard oor tyd lei die gebrek aan 'n begroting, 'n verdedigingsbegroting daartoe dat die weermag nie na behore opgelei word nie. Met ander woorde, die professionalisme kom onder druk, en ek is bevrees dat ons begin iets daarvan sien, dat ons weermag kan nie meer oplei soos hulle altyd opgelei het nie, as gevolg van die feit dat ons weermag nie belyn is met die begroting nie. Ons sit doodeenvoudig met 'n struktuur, met personeel, met tegnologie wat nie belyn is met die begroting nie. En dis kritiese besluite wat ons generaals moet neem en wat hulle nie neem nie. Jy het nou Vriendie, waarby al 10 vrae wat ek voorberei het aangesny,
So jy het my nou uitgeput met vrae, maar ek gaan nou maar 'n 11de vraag vir jou stel. Ons gaan nou 'n speelietjie speel. As mens in ag neem die geskiedenis van Afrika en militêre staatsgrepe, militêre regerings. Wie sê ek is onseker, die hoof van die weermag is Mapanya, generaal Mapanya, nê? So imagine nou gou binne hierdie konteks. Daar gebeur nou wel iets dat so iets moontlik is en oormôre sit generaal Mapanya daar by die SABC, al die kameras op hom gerig, sy nuwe war room van Suid-Afrika. Hulle het Suid-Afrika oorgeneem en die weermag soos wat jy hom nou vir ons geskets het. Wat wag vir ons? Isak, ja, dis mense is hier op gevaarlike terrein want jy spekuleer, maar ek wil my verstout om te sê ons weermag het nog tot 'n groot mate toe die ondertone van professionalisme dat ons weermag verstaan die verhouding tussen die burgerlike samelewing en die weermag en hoe belangrik dit is om vanuit 'n weermag respek te hê vir jou samelewing in die geheel en jou onderdanig te stel aan die politieke entiteit, die regeringsentiteit. Wat ons wel in Suid-Afrika 'n baie kommerwekkende tendens begin sien het in die afgelope 20-30 jaar, Isak. En daar's 'n uitstekende doktorale studie daaroor gedoen deur Dr. Jansen van Rensburg, Wilhelm Jansen van Rensburg. Hy is 'n navorser in die parlement self en hy het 'n doktorale studie gedoen wat duidelik daarop dui dat daar 'n mate van 'n onheilige verhouding is, as ek dit so kan beskryf, tussen die uitvoerende gesag en die weermag in Suid-Afrika en dat die rol van die parlement as oorsigmeganisme, as leidinggewende meganisme oor die weermag is oor tyd geërodeer is. En dis 'n baie kommerwekkende tendens. En nou moet ek onmiddellik hierby sê dat ons in 'n baie bevoorregte posisie is in Suid-Afrika, dat dit nie net die parlement is wat die oorsig oor die weermag doen nie. Ons sit met media, baie goeie media. Ons sit met 'n weermagunie. Ons sit met 'n breë algemene publiek waar ons relatief vry is om na die weermag te kan kyk en mense te kan sê julle gedrag is nie na orde nie. So die oorsigrol en meganismes waarmee ons in Suid-Afrika sit, val breër en dis tipies wat mense in 'n demokratiese staat mee gekonfronteer word. Val breër as net die parlement en ons is diep dankbaar daaroor, omdat as dit net die parlement was en die parlementsinstellings, die portefeulje komitees of verdediging wat die oorsig oor die weermag moes gedoen het, was ons in groot probleme as gevolg van die amper onheilige verhouding wat daar is tussen die uitvoerende gesag en die regering. En dit bring ons terug by my opmerking rondom die penetrering van die weermag met die idees van die regerende elite. Dat die generaals en die politieke elite raak amper 'n onheilige alliansie waar jy eintlik sukkel om 'n onderskeid te tref tussen die politiek en die militêre elite. En dis gevaarlik in 'n land. Ons is nog nie daar nie, omdat ons baie goeie openbare instellings soos die media het, soos die militêre unie en dis meer wat die weermag dophou met arendsoë. Dis professor Abel Esterhuizen, Abel baie dankie vir die groot voorreg om na jou te kon luister vanoggend en 'n interessante onderwerp. Ek dink 'n belangrike een
Maar dankie, ek waardeer dit baie. Dankie, dis altyd lekker en 'n voorreg, Isak. Groetnis, Professor Abel Esterhuis, en net hierna is ons terug. Jy luister na Isak Du Plessis op Nuuspot.